gaan alles sal beter. Goeiemôre almal. Hoor julle baie welkom by vanoggend se erediens. Wag dat daai laaste mense inkom. Ek is daarom dankbaar, dit lyk of die koue front laat is of hy ons gemis het. Ek weet nie, ek het nie weer gekyk nie, maar volgens hulle moes dit baie kouer gewees het. So is eintlik lekker vanoggend. So is baie lekker vanoggend. Ek dink dis 'n paar warm harte vanoggend hierso. Want vandag is mos 'n spesiale dag, né julle kinders? Wat is vandag? Dis Vadersdag julle. So ek wil vir elke pappa baie geluk sê met Vadersdag. Ons is baie dankbaar dat die Here ons daai wonderlike verantwoordelikheid gee om sy beeld uit te dra, heel eers by die huis en meer te verander in die beeld van ons Vader in die hemel. Ons op basis vandag dink ons ook natuurlik aan die paas wat nie meer by ons is. En dan onthou ons hulle. Ons onthou die geskenk wat hulle vir ons was. So ek gaan sommer vir ons 'n gebed doen om te open vanoggend. So kom ons almal bid saam. Here, dankie dat U die perfekte Vader vir ons is. Dankie dat U liefde en genade in so groot oorvloed is dat ons dit met ons eie families kan deel. Here, help ons om ook meer en meer in U beeld kan verander. In die manier hoe ons lewe en hoe ons familie nader na U toe bring. En U verheerlik in alles wat ons doen. Ek bid dit in Christus naam. Amen. So ons gaan nou 'n heerlike, pragtige lied saam luister. Ek hou baie van hierdie lied wat net ons nietigheid besef as ons opkyk na die hemele daarbo en na die aarde rondom ons. Wat is die mens dan dat nie aan
dat ons is deel van die skepping, God het ons geskape, en vandag gaan ons so 'n bietjie lees van hoe die hele heelal die Here eer. Nou, soos julle weet, lees ons Openbaring, vir die van julle wat nie weet nie, ons lees Openbaring saam met ons Matteus tekste. Ek het dit goed gedink dat ons die Openbaring teksgedeeltes vandag so bietjie meer in detail gaan lees, sodat ons hierdie mooi prentjie van hierdie troonkamer kry, waar Johannes ingeneem word. En ek dink dit gaan ons help om die boodskap wat Jesus vir sy disippels gee in Matteus 10 beter te lees. Wanneer ons Openbaring lees, julle, dan wil ek hê ons moet bewus raak van God se almagtige teenwoordigheid. Ek wil ook hê ons moet bewus raak van ons menslikheid. En die rede hoekom ek dit sê is dat ons moet ontvanklik raak vir die beweging van die Gees en die Gees se openbaring. Openbaring is vol beelde wat nie met sekerheid verduidelik kan word. Ons vertrou op die Here dat hy ons lei, en wanneer ek iets vir julle vertel van Openbaring, is dit goed wat ek by ander teoloë gelees het, en hulle verskil ook. So ek het maar besluit dat ek op sekere teoloë konsentreer, en dat ek wat hulle uitleg is, dat ek in daai rigting gaan. So, kom ons maak by Openbaring 4 oop. Dan gaan ons sit saam lees, en ek gaan vir julle sekere dele uitlig, sodat ons die prentjie van die troonkamer mooi kan in ons eie gedagtes sit. Ek het geen beelde gebruik nie, want ek wil hê julle moet julle eie geesvervulde beeld gebruik, soos ons lees. So Openbaring 4, vers 1. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkom was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krone. So julle, die heel eerste beeld wat julle moet sien, is dat Johannes kyk op en hy sien daai oop deur. En hy hoor die stem van die ene wat tussen die kandelare gestaan het, in Openbaring 1. Die stem wat soos 'n trompet klink. En ons weet nou van verlede week af, dit is Jesus wat hom in die Gees in die hemel weer invat, vir 'n tweede visioen. En dan moet julle oplet, dat hy sê, en op die troon, soos hy instap by die troonkamer, sien hy iemand wat op die troon sit. Nou die troon beteken, die persoon waarop sit, het heerskappy en oordeel behoort aan hom. En ons weet nou, dit is God, wat soos 'n pragtige edelgesteentes glinster. En dan rondom die troon, in die troonkamer, is daar 24 ander trone, en op hierdie trone sit daar ouderlinge, met krone op. Nou hulle sê, daar is baie verskillende, hoe sê mense, wat hulle sê oor wie hierdie 24 ouderlinge is. Maar die ene wat by my tuis gekom het, en wat die teoloog wat ek gelees het gesê, dit is die 12 stamme van Israel, en soos die wetgeleerde gesê het, getalle is 'n boodskap. Dit sien noodwendig nie die getalle soos dit daar staan nie. Maar soos hulle sê, dis die 12 stamme van Israel, dit is die kinders van God, en dan die 12 apostels. Dit is die Ou en die Nuwe Testament, dis die kinders van God, en dan hierdie verteenwoordigers van die Nuwe Testament van God.
die nuwe openbaring, die nuwe testament. So dit is heel eerste moet julle sien, hier is 'n troon, God sit op die troon, hy die heerskappy en die oordeel, en rondom hom sit die 24 ouderlinge, met krone op trone. Hulle is die koning, die priesterkonings, die koningpriesters, van wat die verteenwoordigers is van God op die aarde. Dit is sy kinders. So dit is my belangrik dat julle net daai beeld eers sien. Ok, kom ons gaan aan. Vers 5. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Hierdie tipiese beeld van God se teenwoordigheid ook by die berg Sinai. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Weereens die getal 7 is die volmaakte getal van God. 7 fakkels wat brand, is die 7 geeste van God, die volmaakte gees van God, die Heilige Gees. En die 4 sê hulle is die oordeel van God. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag. En voordat ons gaan na wat hulle dag en nag gedoen het. Hier is 4 lewende wesens. Nou hierdie 4 lewende wesens verteenwoordig die vir God op die aarde. So die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge wat ons sit, is die verteenwoordigheid van God, sy kinders op aarde. Nou is die 4 lewende wesens wat op aarde is, wat die verteenwoordigheid van God. En die oë is die alwetendheid van God. Hy sien alles. En die vlerke is die alomteenwoordigheid van God. Dit is hoe hulle hierdie beeld van God se alomteenwoordigheid en verteenwoordigheid in die troonkamer sien. So mens word verteenwoordig en alles op die aarde word verteenwoordig deur hierdie 4 lewende wesens. En wat hulle doen is, die heel dag en nag, sonder om te rus, verheerlik hulle God. En die groen geskryf wil ek hê, moet julle saam met my lees, asseblief. So wanneer ek sê, hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, heilig, 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 is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Dankie. So hulle doen dit die hele tyd. Hulle sê die hele tyd die woorde dag en nag. En sodra hulle dit sê, dan gaan die 24 ouderlinge, dan kniel hulle voor die troon van God, hulle haal hulle krone af en sit dit neer, en dan sê hulle die volgende, en dit moet julle ook saam met my lees asseblief, dan bid hulle God, en hulle sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Hierdie pragtige beeld van die ouderlinge, hierdie verteenwoordigers, hierdie priesterkonings van die aarde, wat die gesag, hulle gesag neersit en kniel voor die een wat die heerskappy het, voor God. Hulle gee erkenning aan God, wat die heerser is, wat die skepper van alles is, tot hom kom toe, al die eer. Hy is die waardige God en koning. Dit is hoofstuk 4. So, hoofstuk 4 herinner ons aan hierdie of geef ons hierdie beeld waar Johannes instap in 'n troonkamer waar God die heerskappy het en die oordeel. Ons het die verteenwoordiging van die wêreld, die ouderlinge. Dit is, ek het vergeet om te sê, hulle sê ook, dit is die verteenwoordigheid van die kerk. Die kerk is die verteenwoordigheid hierdie ouderlinge waar sit, en ook die kinders van God, né? Almal wat daar sit is wat God die heerskappy gegee het op aarde, of wat sy verteenwoordigheid is in daai dele van die wêreld. En dan het ons die 4 lewende wesens.
wat vol oë is, wat die heel dag en nag die Here eer, omdat hy die skepper is, omdat hy was, hy is en hy gaan kom. So, dit is die beeld wat ek wil hê, daai duidelike beeld sien. Wanneer ons nou na hoofstuk 5 toe beweeg, wil ek hê julle moet sien hoe die aanbidding begin beweeg. Daar's 'n beweging in die troonkamer van wie hulle aanbid en wie hulle verheerlik. So kom ons kyk nou na Openbaring 5 vers 1. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. So hierdie volgende beeld is waar hy vir God sien met hierdie boekrol in sy regterhand. Nou hierdie is 'n hemelse boekrol. Hulle sê ook dit is die boekrol, en hoor nou na hierdie beskrywing, die toekomstige mense geskiedenis wat God al lankal geskryf het en wat hy met hierdie geheime van wat sy oordeel en oorwinning wat gaan kom geseël het met 7 seels. Weereens 'n volmaakte nommer. So hy is ordentlik geseël. Nie enigiemand gaan hom kan oopmaak. En dan kom daai woorde van hierdie sterk engel, waar sterk engel kom so 3 keer in Openbaring voor waar hy sê: Wie is waardig om hierdie boekrol oop te maak met die 7 seels? En as julle nou die volgende hoofstukke lees, dan sien julle dat dit is die toekomstige oordeel en oorwinning wat oor die aarde losgelaat word deur Jesus wanneer hy daai seels breek. En Johannes huil, want niemand is waardig om hierdie, dis so 'n dramatiese opbou, dat daar's niemand wat hierdie seels kan breek nie. Daar's niemand wat hierdie boekrol kan oopmaak nie. En dit beteken vir Johannes op daai oomblik dat die wederkoms, die ewigheid saam met Jesus is heengedraai. Want niemand kan daai boekrol oopmaak nie. Dit kan nie volbring word nie. Maar dan sê een van die ouderlinge, en daar's nog 'n rol wat hulle speel. Hy sê vir Johannes: Nee, daar is iemand waardig. Dit is die lam, die leeu van Juda. Ons gaan nou by die lam kom. Hy sê: Kyk, die leeu in die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Die leeu van Juda is 'n baie bekende beeld van die Messias. Ou Testament, Messias wat gaan kom, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van die koning Dawid. Dit is bekende taal wat verwys na Jesus Christus. Dan sien hy, toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan. Die leeu verander nou in 'n lam. Die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 horings is net die mag. Dit is weer die volmaakte mag, die almag wat ook aan Christus gegee word. Dan sê hy die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Dis die alwetendheid van Christus. Dit word ook die geeste, die volmaakte gees word vir Christus gegee. Dit is die Heilige Gees, die alwetende gees van God wat hy ook het. Hy het toe gegaan, die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En hier kom die beweging julle. Nou moet julle die beweging van aanbidding sien. Net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel, voor die geslagte lam.
Elkeen van hulle het 'n siter gehad, soos 'n harp, en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. En toe sing hulle 'n nuwe lied, voordat ons by die nuwe lied uitkom. Toe hy die boekrol ontvang, die ene wat waardig is, die lam wat geslag is, toe draai die 4 lewende wesens, die teenwoordigheid van God op aarde, en die verteenwoordigheid van God se kinders op aarde, die ouderlinge draai na hom toe, en hulle kniel voor hom, en hulle sing 'n nuwe lied. Hoor wat sing hulle? En julle moet dit saam met my lees asseblief. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God los te koop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Jesus Christus is waardig, die lam wat geslag is, om hierdie boek, die toekomstige mense se geskiedenis in sy hand te neem, en hy is waardig om die seels oop te breek, om die toekomstige oordeel en verlossing, die volbringing van God se geheime wat hy in die boekrol geskryf het, te volbring en oop te maak, sodat dit kan geskied. Dan kom daar wesens by, wil ek sê. Dan kom daar engele by hierdie 4 lewende wesens, by die 24 ouderlinge, kom daar engele by, miljoene, ontelbaar. En hulle roep uit, die lam wat geslag was, is waardig, om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. 'n Bevestiging dat Jesus, wat hier tussen ons rondgeloop het, die ware Messias is. 'n Bevestiging in die troonkamer, deur die wesens in die hemel, deur God homself. En julle, dan kom die hele skepping by. Alles op die aarde en in die hemel, onder die aarde, die hele skepping, sê dan saam, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Dit is wat Johannes in die troonkamer sien. Hy sien vir God wat op die troon sit, wat die heerskappy en die oordeel het. Hy sien die volmaakte gees van God voor die troon. Hy sien 24 ouderlinge, die teenwoordigheid van God op aarde, die kerke en God se mense. Hy sien die 4 lewende wesens wat God se teenwoordigheid oor die hele aarde is, alles in die aarde. En hy sien dan hoe Jesus, die geslagte lam, na God toe loop en die boekrol van die toekomstige mensegeskiedenis neem en die waardig is om dit te kan laat volbring. Julle, dit is ek wil hê julle met die pragtige beeld sien van hoe hierdie troonkamer gelyk het, en sien hoe hierdie aanbidding beweeg het, en op die ou end vir God en sy seun, die lam, aanbid het. So daar is die pragtige beeld van die 4 lewende wesens, die engele, die hele heelal. Hulle het siters, hulle sing 'n lied, harpe wat hulle sing, en die wierook, die goue bakke wat elkeen gehad het met die wierook in, is die gebede van die gelowiges. Ek het vergeet om dit te sê. Nou, die wierook in die tempel was by die tafel met die 12 brode gesit, en hierdie heerlike reuk het deur die tempel gegaan. En hierdie reuk van die gebede van gelowiges is soos wierook wat 'n heerlike reuk vir God is. Dit is 'n aanneemlike reuk vir God. So dis ook 'n pragtige beeld van die ouderlinge wat verteenwoordig hierdie gebede van die gelowiges op aarde.
Nou gaan ons na 'n lied luister wat hierdie teksgedeeltes pragtig saamvat. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. All creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows, unliving color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Daardie hele heelal nou uitgeskree. Holy, holy, holy. Ons gaan nou nie ons geloofbelijdenis doen nie, maar ons gaan na 'n lied luister, terwyl ons dankoffers opneem, gaan ons na hierdie lied luister, en as jou oë daar val, kan jy saam in jou hart bely. So, kom ons luister na die volgende lied, terwyl ons dankoffers opneem. Onthou ons in die pypgeduine met weer wat jy ook nou kan gebruik tydens die erediens, die wat julle wat nog nie hier was. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior, and I believe in God our Father, our
judge and not defend, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Eerbare God en almagtige Vader, Here, dankie dat ons die woord van God kan oopmaak en deur die Gees geanker kan raak in u verlossing en die vryheid en die genade en die liefde. Here, ek bid dat u nou ons sal kom aanraak met die Gees, dat u oor en die oor van ons harte sal oopmaak, dat ons u stem duidelik kan hoor. Bid dit in Christus naam. Amen. Ons teksgedeelte vir vandag, Matteus teksgedeelte, is Matteus 10 vers 24 tot 39. En ek gaan vir die wet vra om my dit te lees. Of ons dit te lees. Een leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name inskeld nie. Dis nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die dag sê. Wat ek vir julle in julle oor gefluit en wat vir julle in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasuin. Moet nie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak. Nee, vrees hom eerder, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Dis 2 mossies, nie vir 'n sent te koop nie. En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader. Want julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek, voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie.
Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Baie dankie De Wet. Ons is redelik lank in die woord vandag, maar om te hoor wat die Here vir ons in sy woorde mee wil deel. Ek het 3 gedagtes wat ek met julle wil deel vanoggend. En ek het vergeet om vir julle teksgedeelte daar te sit, jammer. Ek het 3 gedagtes wat ek graag met julle wil deel vanoggend. My eerste gedagte is soos die Engelsman sê 24/7, 24 ure 'n dag, 7 dae week. Die tweede gedagte is moet nie bang wees nie, en die derde ene is die swaard. Jesus is besig om met sy disippels te praat oor die vervolging wat gaan kom. Jesus weet dat hy met sy lewe gaan betaal. Hulle gaan hom kruisig, sy eie mense gaan hom kruisig. En hy sê vir hulle in vers 24, sê hy vir hulle, moenie dink dat julle anders te gaan gehanteer word as julle meester nie. Julle gaan dalk nog slegter gehanteer word as julle meester. Hy weet dat die vervolging wat gaan kom, gaan hulle beproef, of hulle tot die einde gaan volhard. Nou, die disippels moet vir Jesus absoluut volg in elke liewe oomblik van hulle lewe. Want Jesus waarsku hulle, hy sê vir hulle, as julle my gaan eer in alles wat julle doen, gaan ek voorspraak maak vir julle in die hemel, by my Vader. Want Jesus weet wat al in die troonkamer gaan gebeur. Hy weet dat die mag en hy gaan waardig wees om hierdie boekrol te ontvang, hierdie toekomstige oordeel en verlossing wat God al lankal opgeskryf het. Hy sê vir hulle, julle moet my volg. En ek wil nou vir ons die gedeelte lees. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader in die hemel. Ek wil nou na die begin van hoofstuk 4 in Openbaring te gaan. Daar sal waar die verteenwoordigers van die mense, die kinders van die Here, in die troonkamer sit. En wanneer die 4 wesens die Here verheerlik, staan hulle op van hulle troontjies en hulle kniel voor God en hulle sit hulle krone neer om te sê dat God verdien al die eer en die heerlikheid in my lewe. En hulle doen dit dag en nag sonder om te rus. En ek dink Jesus Christus sê vir die disippels, nie vir een oomblik moet julle nie my verheerlik in dit wat julle doen nie. Waar julle ook al kom, moet julle alles tot eer en verheerliking van my naam doen. Dan gaan ek julle ook verheerlik by my Vader in die hemel. En ek neem my eie simbolietjie uit. Die 24 is vir my die mense op aarde, is die 24 ure wat ons in 'n dag het. Die 7 is die volmaakte getal van God. So ek dink, vir my moet ons, soos Jesus wil sê, julle moet my volg in elke liewe deel van jou lewe. Omhels hierdie bevryding wat ek gaan bring in alles wat julle doen. So vir 24 ure dag, vir 7 dae 'n week, moet julle soos die lewende wesens dag en nag die Here dien en alle eer aan hom gee. En julle moet van julle trone afklim. En julle moet julle vir hom die eer en die heerlikheid gee as die heerser van jou lewe. Dit bring my nou by die volgende punt. Is dat N.T. Wright sê dat die opdrag wat die meeste gegee word in die Bybel is, moet nie bang wees nie, deur God en engele en deur Jesus. Jesus en God en die engele weet wat in die troonkamer gebeur. Hulle weet dat hierdie vervolging is deur mense wat nie die ewige lewe van hulle af kan wegneem. Hy sê ook dat 2 mossies is 'n sent werd.
En ons is baie meer werd as 2 mossies vir God. Nie een mossie sal op die grond val as dit nie God se wil is nie. So hy sê, moenie mense vrees nie. Mense kan nie die ewige lewe van julle al wegneem saam met my nie. En ons kry hierdie oop deur in die venster na die troonkamer toe, waar Johannes deur Jesus ingeneem word. En dan word daar bevestig dat dit wat in die geheim aan hulle gesê word, dat Jesus Christus die Messias is, dat ons die bevestiging kry, dat die hele heelal na Christus toe draai, en hom eer as die een wat waardig is, wat die toekoms van oordeel en die lewe in sy hande kan neem, en die seels kan oopbreek, en hierdie oordeel en verlossing kan vrylaat in die wêreld. So alles gaan in die lig kom. Jesus sê, daarom hoef julle nie te vrees nie, want alles gaan volbring word deur my. Nou, hoe kry julle dit reg? Ons as mense is nietig, ons is bang, ons vrees die dood. Jesus weet dat hy gaan doodgemaak word aan die kruis, en hulle gaan hom volg, en as gevolg van die evangelie gaan hulle ook gekruisig word, of hulle gaan doodgemaak word. En dit is waar hierdie volmaakte gees van God uitgestort word oor die aarde, oor die mense, oor sy gelowiges, sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid. En dit bring my by die swaard. Daar's 2 swaarde wat ek in hierdie teksgedeelte sien. Wanneer ons kruis gaan optel, wanneer die disippels hulle kruis optel en hulle volg vir Jesus Christus, gaan hulle vervolgers die swaard optel. En dit is nie mense wat oor kan die see bly of in ander lande nie. Dis wanneer hierdie disipel by die huis kom by sy Joodse pa, sy Joodse ma, sy broer en suster, ekskuus julle, ek het laas. So. Hulle kom by die huis. Die klank. Okay, word vervolg deur die klank. Kom by die huis, sê vir sy pa, sê vir sy ma, die Messias is Jesus Christus. Nou, vir die Jode was dit godlastering. En die straf daarvoor is die dood. Dis wat met Jesus gebeur het. Nou jy kom by die huis en jy sê vir jou pa en hy sê dit is godlastering. En dan word die swaard opgetel deur jou vervolger en hulle word tot die dood toe veroordeel. Ek moet iets sê. Dis steek handjie op. So daar is die swaard van die vervolging. En Jesus sê dat daai vervolging, hy bring nie vrede nie, maar daar gaan vervolging wees. Want hulle eie familie, hulle eie Joodse familie, gaan hulle vervolg, omdat hulle glo dat hulle godlastering is. So, Jesus waarsku dat hierdie swaard gaan baie nader aan die huis wees, as wat hulle dink. Ek dink skrik wanneer ons hierdie teksgedeelte lees. Want om te dink dat die swaard tussen my en my ma, en tussen my en my pa, my en my suster, moet wees, omdat ek vir Jesus volg, is net skrik, vreesaanjaend, as ek moet dink dat dit beteken dat daar geweld of dood tussen ons moet as gevolg van die evangelie. Maar die tweede swaard waarvan ek wil praat, is hierdie swaard wat nie in ons hande moet wees nie. Ek praat van die heerskappy en die oordeel wat nie in ons hande is, wanneer ons met die evangelie na iemand toe gaan. Want dit is Jesus Christus self. Hy sit met die boekrol in sy hand. Hy is waardig om hierdie
toekoms oop te maak. Om dit te volbring wat God neergeskryf het. Dis om te sê, moenie vrees die mens wat jou lewe kan neem op aarde nie, maar vrees eerder vir God wat jou naam in die boek van die lewe kan skryf of jou na die hel toe kan stuur waar jy gaan vergaan. Ons moet God vrees in lewe. Ons moet ons krone voor die troon neersit en hom die heerskappy in ons lewens gee. So wanneer ons na mense toe gaan, is daar 'n swaard. Dit is die swaard van vreesloosheid, want ons hoef nie die oordeel uit te spreek op die persoon wat voor ons staan. So ons kan deur Christus na mense toe gaan. En dan is hy die ene wat tussen ons kom. Die swaard, die gees van die waarheid. My vriend en Waf is baie seker. Ons getuig en God sal oortuig. Dit beteken ons is vrygespreek oor hoe mense reageer wanneer ons die evangelie uitleef. Ons lewe met daai oortuiging dat Jesus Christus die ware Messias is. Amen. Here, ons word geroep om hierdie oorwinning wat U behaal het, om die waardige, om die lam wat waardig is, van getuig. En Here, U gee ons U Gees, wat ons vreesloos in die wêreld uitstuur. U bevestig U heerskappy in die hemel. En dat U werklik die Messias was en is, en die ene wat sal kom. Here, help ons om vreesloos uit te gaan en die evangelie met die wêreld te deel. Ons oë stip op U gerig hou en vertrou dat U die ene is wat ook U self sal ontferm en die genade en die liefde sal betoon aan die wat dit toekom. Dat ons nooit ophou met liefde, met U liefde, die wêreld omhels. En dat ons hierdie swaard in U hande sal los. Bid dit in Christus naam. Amen. Ons gaan nou na 'n lied luister en dan gaan ons die afkondigings doen en dan gaan ons die seën uitspreek. Terwyl ons die seën dan uitspreek, gaan ons terwyl ons ritueel doen, gaan ons die pootjies van ons gaan ons stoeltjies mooi skoon maak. Vir die van julle wat nog hier was nie, ons gee vir julle wet wipe en dan bid julle sommer vir die 4 mense in jou lewe en vir almal. Bid vir almal in jou lewe as jy die stoel skoon maak. So kom ons luister na die volgende lied en dan sal Hannes vir ons die afkondigings doen. Die wat wag op die reden van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote
Môre gemeente. Ek hoop almal se harte is warm en is heerlik koud hier in die kerk. Ek is nog so 'n paar goeie wat net wil uitlig. Julle sal sien ons is besig met die 5 weke van Openbaring. Nou as jy dalk 'n week gemis het, Dorien het nog ons verlede week se teks ook opgesit, so lees asseblief saam met ons daarso vir die volgende 4 weke. Dan wil ons natuurlijk net graag nog voorbring vra vir Alida Thijsse wat geval het aan haar heup gebreek het en dan gister 'n operasie gehad het, so net voorbring daarvoor. Dan die geloofsreis op die nuusblaadjie is uiteengesit vir die week, so volg hom en gaan saam daardeur. Die verjaarsdag vir die week. Dan die nuus wat volgende die kerk is, baie geluk vir die verjaarsdag. Dan die nog verjaar van vandag is Karien Langeveld, Bertie Kotse, dan môre is Jamie Jergens en Richard Peens, en dan Saskia verjaar ook môre. So nie op die lys nie, en verder skakel, dan Annakie Pieterse, Sandy Visser is die 23ste, Rita van der Merwe en Amy van Sail is die 24ste, die 25ste is Rihanna Duraan, dan Vrydag die 26ste is Jurgens Paaiman, die 27ste Saterdag is Henriette Greef, Leroy Taljaard en Rensha van Vieren. En dan die dagbreek skool het ook redelik hulp nodig. Daar is 'n lysie met 'n paar goeder wat hulle versoek op die stadium vir kos vir die koshuiskinders. So as julle voel om 'n bydrae te maak daarson, julle asseblief hulle kontak of 'n inbetaling maak. Al hulle gegevens is daarson. En dan sit op die 5 Julie 800. Johannes, as ek mag, ek wil 'n gebed doen vir Hugo Huys na die avond. Goed, julle die 15 Julie. Julle moet die 15 Julie op julle kalender mooi omkring en jy moenie die 15 Julie weggaan van jou huis af. Want die Sondagoggend die 15 Julie moet jy 8:00 die oggend in jou huis wees. Goed, net eers dit. Volgende Sondag kry jy ietsie meer, nee. So, kom ek gee nog ietsie by ons. Die 15 Julie moet julle waar wees by jou huis, 8:00 die oggend, met Adrie jou tekkies op. Goed, ek sê niks meer. Ons het voor iets vat, ons ek gaan haar rond. 100%, dan moet jy, nee, jy mag nie op die boot wees, dan jy moet jy huis wees 8:00 die oggend. Goed, Basie, ons gaan vir jou meer inligting gee. Anders is dit, en dan word ons gebed. Ek wil vir die laaste ding sê, die derde amptelike vertaling in die Bybel ook uit, so daar Florete skakeltjie ingesit, jy kan gaan kyk na, as jy bietjie daar wil oplees en dit deurgaan. Okay, ek gaan sommer daar by Hugo staan, by Hugo bid. Hugo was dit donderdag of Vrydag, wat jy in was vir toetse en dinge, krap daar aan Hugo se lyfrand en kry nie al die oorsake nie. So ons wag saam met Hugo, nee, vir belangrike uitslae van die mense toets. En Denise, ek gaan sommer daar by jou gedraai maak en dankie sê vir die Here vir jou lewe. Here, dankie vir Hugo. Dankie vir die besondere vriend en broer en oom en oupa wat Hugo is in die geloofsgemeenskap. 'n Hele paar egotoere, Here, wat hy en Marit al saam gemaak het. En Here, soveel kere saam met ons tee gedrink het daar buite in die vierkant en al soveel keer geskerts as Hugo hier by die voordeur instap en altyd 'n ding het om 'n geselsie aan te knoop en vrou te laat glimlag of vir hom sommer net so skewe oog te gee. Here, Hugo het 'n klomp kilometers gestap en gery dwars deur die land. En nou, Here, is daar ook hierdie paadjie. Hierdie paadjie wat min mense nog gestap het. Eintlik is dit 'n pad wat ons elkeen op ons eie moet stap saam met U. En daarom, Here, bid ons nou vir sy gesondheid. En ons bid vir die mediese toetse en ons bid vir die nuus wat gaan terugkom van dit. En ons, Here, ons wil sê, ons haal ons kroon af en ons buig voor U, want aan U behoort al die heerlikheid
alles wat lewe en alles wat gesterf het. Here, dit behoort aan U. En so haal ons saam met U ons korone af voor U en bid vir sy gesondheid. En die gemeente sê, Amen. Here, dankie vir Denise. Denise is net so deel van hierdie geloofsgemeenskap en vandag is daar verjaardag en Here, saam met Denise wil ons vir U baie dankie sê vir 'n vol en 'n ryk lewe. Dankie dat U vir Denise geseën het met 'n wonderlike persoonlikheid. En daarom, Here, is dit vir ons altyd so 'n vlammetjie wat sommer net warm brand wanneer Denise in die vertrek instap en sy groet en haar oë vertel 'n storie. En as jy nie mooi gehoor het nie, dan vertel sy vir jou daai storie met 'n koppie tee ook nog. Mag dit vandag so wees dat daardie warmte ook vir haar goed sal wees. En Here, die gebede van ons gelowiges is soos wierook voor die troon. Denise se gebede is ook in daardie bak voor die troon. Hoor tog, Here, ook die gebede wat in die hart is van hierdie ma en ouma en suster. Amen. Die gemeente sê, Amen. Okay, ek dink ons almal kan staan en dan kan ons wet wipe by hulle gaan dit uitdeel. En dan sal ek die seën uitspreek. So terwyl julle jou stoeltjies afvee, dat dit soos 'n heerlike wierookreuk by die Here aankom. Gebede vir julle familie en vriende in die wêreld. Ek gaan julle nou nooi om saam met die hele skepping die seën saam met my uit te spreek. So ek gaan sê die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek oor sê. Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Geseënde Sondag vir jou.